Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. En dis belangrik, dis goeie nuus. En goeie nuus laat 'n mens opgewonde raak en dit bring vir 'n mens blydskap. En jy sien hoe daardie werklikhede gebeur as byvoorbeeld Petrus gaan en dan Paulus gaan, Handelinge 16, dan sit hy in die tronk en sê vir Silas, kom ons loof en prys hierdie groot God. En toe hy hierdie groot God loof en prys en om middernag, toe gaan die tronkdeure vir hulle oop. En die tronkdeure gaan nie net vir hulle oop nie, dit gaan ook vir al die ander mense oop. So die belangrikste van hierdie hele werklikheid is, dat God het 'n werklikheid vir ons kom doen, en na mate ons hierdie evangelie, die goeie nuus, die blydskap daarvan besef, en dit bring 'n blydskap by 'n mens, want dit is nie weer die ou tradisie waar jy aanvaarbaar moet word vir God of 'n beter mens moet word nie, waar jy absoluut gaan sit en kyk, dis nie wat ek gedoen het nie. Dit is dit wat God in Christus gedoen het. My keuse is om dit te aanvaar, om dit myne te maak en besef ek leef nie meer nie. Dit is die werklikheid. En ons moet, elkeen van ons moet hierdie werklikhede moet ons besef, want dit sal in ons 'n werklikheid opbring, en dit sal dan maak dat dit ook vir die ander mense sal wees. Die res van die mense was ook, die tronkdeure het vir hulle ook oopgegaan. Mense, dit is baie, baie belangrik, maar dit is iets wat 'n mens moet bereken. Jesus vertel, hy sê dat enige ou wat 'n huis bou, maak 'n sommetjies, hy doen berekeninge. En ons as mens moet bereken en besluit, ons gaan hoor wat God sê. En dan moet 'n mens besluit, as God so gesê het, is dit 'n werklikheid of is dit nie 'n werklikheid nie. As God byvoorbeeld kom, dan sê hy in 2 Korintiërs, ons weet die hele skrif is deur God ingegee. Hy praat onder andere in 1 Tessalonisense 2 vers 13, dan skryf Paulus, hy sê, toe julle hierdie woord hoor, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is, as die woord van God. En dan gaan hy verder en sê, wat ook werk in hulle wat glo. Mense, as God iets gesê het, hy's groot, dan moet ons hoor wat hy gesê het. Weet jy, ek sit net en dink, ek het dit vertel en iemand het my toe 'n boodskapie teruggestuur, was so opgewonde oor hierdie voorbeeldjie wat ek aangehaal het. Maar as jy net besef, 1 Timoteus 6 praat daarvan, hierdie groot God wat die onsienlike lig bewoon. Sien, God is huge, hy's groot, hy's nie jou speelmaat nie, maar hy's 'n God van liefde. En dan besef 'n mens dat hierdie groot God, wat uit sy mond uit die son in wording spreek, dan besef ons, wie is dit? Weet jy, net 'n baie praktiese voorbeeldjie. Hulle het die Hartbeespoortdam, hulle het die Vaaldam, het die mense gebou, dit het hulle jare gevat, en dit het hulle miljoene rande gekos. En ons grootste probleem in Suid-Afrika op hierdie stadium, buiten krag, is water, is om water vir almal te gee. En ons sit gedurig deur met waterbeperkings en al die goed, en om skoon water te kry, en lopende water te kry. En dan sien jy, dit is wat die mens doen, dis sy efforts, sy pogings. God sê ons moet in die natuurlike gaan kyk, en sal ons sien daar's 'n God. Maar kyk net na hierdie ding. Dan kom God oornag, gaan slaap jy hoor bietjie donder weer, 'n geskuif van 'n paar goed. As jy môreoggend wakker word, dan het God 'n dam gebou, wat van Gauteng afstrek tot in Mosambiek. En daai dam bou hy, en hy hou hom in sy hand. En hy gee later vir ons water, wat damme vol maak, wat riviere laat oorstroom. En hy gee vir ons suiwer water, jy kan hom in jou battery van jou kar gooi. Maar die Hartbeespoortdam, dit wat die mens opwerk, is nie skoon genoeg en jy moet hom eers suiwer voor hy drinkbaar is. Mense sien nie die verskil, die verhewe dinge van God en ons natuurlike goed. Daarom is dit so belangrik. As ons gaan kyk, Jesaja 55 vers 9 sê, God sê, julle wee en my wee verskil, want my wee is soveel hoër as die wee van 'n mens. Maar dan besef ons, in Christus het God ons opgebring deur sy rekonsiliasie na waar hy is, sodat ons in sy werklikhede kan wandel. 2 Petrus 1 vers 4, ek haal dit elke keer aan, dat deur kennis te kry, hy sê geloof kom deur die gehoor deur die woord van God, deur daardie kennis te kry, hy sê, word julle deelgenote van die goddelike natuur. Jy sien, dit is die werklikheid wat ons het. As jy die lewe van Christus aangeneem het, dan het jy die lewe van Christus.
Mense, dis so belangrik, sê jy 10 rand gevat het, dan het jy 10 rand. Jy kan met daai 10 rand maak net wat iemand anders te met 10 rand maak. So hierdie is 'n evaluering wat ons moet doen, berekening wat ons moet doen rondom hierdie werklikheid as God so sê. Nou kom hy in die nakruisboodskap. Dan sê hy as 2 Korintiërs 5 vers 15 as een vir almal gesterf het almal gesterf en hy het vir almal gesterf. So elke persoon het gesterf. Hy sê sodat die wat leef nie meer vir homself moet leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek het. Toets jou lewe net aan hierdie skrifgie. Lewe jy vir Christus of vir die een wat vir jou gesterf het en opgewek het, of doen jy jou eie ding? Mense, ons moet mooi bid, ons moet hierdie goed evalueer. Dan gaan hy verder, hy sê, ons ken dus vanaf niemand meer na die vlees nie, al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Hy sê, jy ken niemand meer na die vlees nie, jy ken nie daai boemelaar na die vlees nie, jy sien elke mens in die prys wat Jesus vir hom betaal het, Kolossense 1 vers 28 sê, om die werklikheid van Jesus Christus wat in ons is. Daarom moet ons elke mens volmaak in Christus voorstel. Dit is wat God sê. Nou gaan hy verder, dan sê hy, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles nuut geword is 'n waterskeiding. God het die oue en die nuwe, die Ou Testament, die Nuwe Testament gedeel in 2 by die kruisiging en die opstanding. Voor kruis, na kruis, kyk maar na ons kalender ook. Hy sê alles het nou nuut geword. Nie meer jou manier hoe jy by God wil uitkom soos in die Ou Testament nie, maar Nuwe Testament om te hoor, ons sit onder die woord en te hoor hoe God by ons uitgekom het en dit te aanvaar, 'n keuse uit te oefen oor dit, want God het van die begin af het hy die mens keuses gegee en jy moet kies. Hy wat dit verkeer, wat dit nie kies nie, het dit nie, maar hy wat dit kies, het die volle som daarvan. Nou gaan hy vers 18, hy sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het. 2000 jaar terug het God hom met ons almal versoen. Jy hoef jou nie met God te versoen nie, maar jy moet daardie versoening aanvaar. Versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So jy het nie meer 'n ander bediening as om vir mense te sê, weet jy wat, God het 2000 jaar terug die wêreld met homself versoen het. Hoe graag jy 'n bietjie leverage wil gebruik van die wet, hoe graag jy wil bietjie by, net so bietjie die ouens in 'n blik druk dat hulle moet skrik, daar bestaan nie so werklikheid nie, dis nie die krag nie. Hy sê hierdie evangelie is die krag van God, dat God het die wêreld met homself versoen en aan ons die bediening van versoening gegee het. Kyk mooi, wat is daai bediening van versoening? Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie. Hul misdade nie toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Mense, dit is so belangrik dat ons besef dat dit is wat God in Christus gedoen het. Hy het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem. Hy het gekom om die sondeval aan te spreek, dit wat in Genesis gebeur het. Maar in Hosea sê, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Efesiërs 4 vers 18 in die nakruisboodskap sê, julle het nou die lewe van Christus ontvang, maar almal het dit nie aanvaar nie. Hy sê, julle is nou geskei van die lewe van God, net deur onkunde, omdat jy nie hierdie woord hoor en hierdie woord joune maak nie. Hy sê, geskei van die lewe van God deur onkunde, omdat jy jou hart verhard. Nou mense, baie belangrik, as jy nie met hierdie boodskap saamstem nie, moet jy gaan kyk, dat jy nie dalk bevind word, soos in Handelinge 5, ek het net weer hierna gekyk, waar Paulus en Petrus hulle was en hulle gevangene was en hulle weer voor die raad gedaag word. Hy sê, en toe het een van hulle gesê, nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat jy hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie. Dat dit nie miskien bevind mag word, dat julle selfs teen God stry nie. Hierdie boodskap, die nakruisboodskap, die geregtigheidsboodskap, die vryspraak, laat hy hom toets, want dit is God wat dit gedoen het. En dis wat die skrif hier sê, as dit uit God uit is, sal dit bly staan. As dit nie uit God is nie, sal dit nie staan nie. Maar pas op, dat jy dit nie verwerp
en bevind word dat jy teen God stry, dat God 'n ding gesê het en jy sê ek steur my nie daaraan nie. Mense, baie belangrik, dit is hierdie boodskap wat ons het, Martha en Maria in Lukas 10. Kom Martha en Maria, en daar's twee verskillende, daar's die natuurlike, die vleeslike, en daar's die nuwe werklikheid, die geestelike, en dit is wat Jesus kom doen het. Kom Martha, Jesus kom by haar en Maria aan huis, en hulle het geweet wie hy was, want Martha spreek hom aan as my Heer, hier in Lukas 10, vers 38 af, en vers 40, dan kom sy na Jesus toe en sê, Here, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien nie, sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorgd en veronterus oor baie dinge. Dis hoe ons is in ons lewe bekommerd en veronterus oor baie dinge. Hy sê, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. So elkeen van ons het 'n keuse. Hierdie wat ek aan die voorhou is die goeie deel, by die voete van Jesus, wat nooit van jou weggeneem sal word nie. Maar dit wat jy in die natuurlike bymekaar maak, sal die skrif 1 Korintiërs 3 sê, dit sal verbrand word. Nee, en dan sal dit getoets word. So mense, baie belangrik, dat ons nie ons so besig hou met dit wat op die ouende tot niks sal lei nie. En jy besef dat Martha is besig om vir Jesus reg te staan en mooi kos en beddegoed en alles te gee, reg te maak. Maria sit net by die voete van Jesus. En hulle sê nou die volgende dag vir Martha sou vra, Martha, sê bietjie vir ons, wat het God gesê? Wat het Jesus gesê? Want hulle het geweet wie hy was. Dan het sy gesê, nee, ek weet nie. Gaan vra vir Maria, want sy het by die voete van Jesus gesit. Ons sit in tradisie, in godsdiens, waar ons so besig is om selfs vir die Here goed te doen, dat ons self nie eens weet wat hy sê nie. Maar ons is so besig om te doen. Mense, kom ons gaan kyk na die skrikwekkende gedeelte van Hebreërs 9. Ek lees vir ons Hebreërs 9, en ek wil begin met die tweede gedeelte van Hebreërs 9 van vers 15 af. Hy sê, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament. Jy sien, eerste en die tweede. Die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. So hy sê, hierdie Nuwe Testament het ook 'n belofte van 'n ewige erfenis. So as jy onder die Eerste Testament wil sit, dan is daar twee dinge wat gebeur. Die eerste is, jy verloor uit op jou erfenis. Hy sê, want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word, want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Maar nou weet ons, daar het 'n dood plaasgevind, en dis hoekom ek sê, dit is die waterskeiding. Die kruis is die waterskeiding. Daar het 'n dood plaasgevind, en die Eerste Testament het uitbetaal. En daarom sit ons nie meer onder daai Eerste Testament nie, maar onder die Nuwe Testament. Nou kyk mooi, ek gaan hom vir ons lees. Hebreërs 9 kom dan by die inwyding tot die tempel, waar hulle het die voorofferings, die toonbrode en die wassings en al daardie goede, en wat onder die wet gedoen was, maar wat verbygegaan het. Ons is nie meer daar nie. Die mense is nog so besig met al daardie dinge wat hulle opwerk. Kom ons kyk gou-gou. Hy sê, nadat hierdie dinge so ingerig is, vers 6, Hebreërs 9, gerig was my, het die priesters wel gedurig die eerste tabernakel ingegaan om die diens te vervul, maar in die tweede, die allerheiligste, die hoëpriester alleen, eenmaal in 'n jaar, nie sonder bloed nie, wat hy geoffer het vir homself en vir die sondes wat die volk in onwetendheid begaan het. Waarmee hy die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. So as jy nog by hierdie eerstes is, sê die Heilige Gees, dan is jou pad nog nie oopgemaak vorentoe nie. Jy sien, en ons wil bly by hierdie wassinge en al hierdie goed. Nee, en hy sê vir ons duidelik, die Heilige Gees, ons sê, die Heilige Gees leer ons. Hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie.
Hoekom nie? Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassings en vleeslike verordeninge wat opgelê is, dan sê hy, tot op 'n tyd van herstelling. Met ander woorde, tot by Jesus Christus. Mense, dit is so belangrik, dat ons gaan kyk, daar's 'n tyd van herstelling, want dit is by die kruis. Nou, sê hy, ons moet nou net kyk dat ons luister, nou moet ons hoor, gaan ons steur aan wat God sê of nie. Hy sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige, dis met ander woorde van die kruis af vorentoe, toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie vers 12 met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. 2000 jaar terug ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kom ons kyk dat die Bybel homself verduidelik hier vir ons, dan besluit ons of ons dit gaan aanvaar of nie. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigers besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer 'n groter werksverrigting sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om 'n lewende God te dien. Met ander woorde, dooie werke om 'n lewende God te dien. Dan gaan hy aan, dan praat hy van die 2 testamente. Hy sê die Eerste Testament is nou vervul, want daar het 'n dood plaasgevind. Die mense het in die ou 'n bok gevat, en dan het hulle hom, jy het gesondig, oorspel, wat ook al, dan vat jy 'n lammetjie, dan vat jy hom na die priester toe. Dan die priester die lammetjie ondersoek, nie vir jou nie. Die lammetjie ondersoek, en as die lammetjie voldoen het, dan het hulle die lammetjie geslag, en jy het gegaan. Daarom het Pilatus gegaan, en hy het Jesus Christus ondersoek, want Johannes die Doper het aangekondig, Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Jesus Christus kom, God staan met sy bokkie onder die arm, die lam onder die arm, en Pilatus ondersoek hom, hy sê, ek vind geen skuld aan hierdie man nie, gaan kruisig hom. Jy sien, met ander woorde, dit is daardie dood wat plaasgevind het. Nou sê hy, as ons nou nog daar wil teruggaan na daardie goed, met ander woorde, weer terug na die eerste beginsels toe, dan sê hy vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. In ander woorde, jy kan nie gaan sê, ag Here, wees my genadig, en daar's nie bloed nie. Daar moet bloed wees. Hy sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Mense, dit is absoluut so belangrik. Nou gaan hy verder, dan verduidelik hy, terwille van tyd gaan ek net vir ons lees, vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor God se aangesig te verskyn, vir ons te verskyn. Vers 25, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan, met bloed wat nie sy eie is nie. Hy sê, want dan moes hy dikwels gelei het. Nou wil die persoon sonde vergifnis hê, en die bloed van Jesus pleit, dan moet hy ly. Nou wil nee mense, dis nie dit nie, hy hoor mooi wat sê hy, want dan moes hy dikwels gelei het, van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het is verlede tyd, het is afgehandel, nou het hy eenmaal 2000 jaar terug in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Mense, is dit weggedoen of is dit nie weggedoen nie? Ons moet besluit, gaan ons teen hierdie God stry of gaan ons nie deur hierdie God stry nie? As jy byvoorbeeld net gaan kyk na die mooi skriffie, hy praat hierso in vers 10, van tot op 'n tyd van herstelling. Hoor wat sê Petrus, 1 Petrus 1, dan praat hy hier, 1 Petrus 1 vers 10, hy sê, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, het hulle ondersoek en hulle het nagevors, dis nie as duimsuigery nie, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het, hierdie is 'n profesie nog, oor die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. So as ons godsdienst nie verskil van dit voor die kruis nie,
van die Ou Testament en selfs die 4 evangelies nie, dan het ons nog nie by die heerlikheid uitgekom nie. Mense, dis 'n sommetjie wat ons moet maak. Dan moet die belangrikste van hierdie hele ding is, dat die oorspronklike probleem wat daar was, is die sondeprobleem. Die oorspronklike probleem moet opgelos word. En dit is wat Jesus Christus kom doen het. Die probleem was die sondeval. Jesus het die sondeval kom oplos. Hy het hom kom klaar, sodat ons weer in 'n posisie is waarin ons was. Hoor mooi wat sê Hebreërs 10. Ek haas my hier. Hy sê, hy kom om u wil te doen. Hy sê, slagoffers en spysoffers wat volgens die wet geoffer het, vers 9, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy kom om hier's God se wil te doen. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. So wanneer jy die eerste probeer nog, dit is weggeneem. Hy sê, om die tweede in te stel, weer vers 10, Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Nie hoe jy heilig gaan word nie, maar hoe jy geheilig is. En hy sê verder, hy sê, die hoëpriester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem, vers 11, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Vers 12, maar hy het die sondes, nie jou sonde wat jy daai tyd of tot hierdie dag, hy het die sondes kom wegneem. Dit gaan nie meer oor sonde nie, dit gaan oor Jesus Christus. Mense, ons kan vir hoe lank sit en dink dat ons tradisie was oor sondebelydenis, maar die skrif sê, hy wat Jesus bely sal gered word. Daai versie in Johannes wat sê, 1 Johannes wat sê, jy moet jou sondes bely, sê nie, jy gaan iets kry nie. Hy praat met ongelowiges wat by Christus uitkom, maar hy sê, hy wat Jesus bely sal gered word. Vers 12, maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit in die regterhand van God, nie weer oor en oor offers nie. Hy sê vers 14, hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Vir een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wat? Volmaak? Nee. Dan gaan hy vers 18, hy sê, waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Mense, die oorspronklike probleem wat plaasgevind het, is herstel. Hy sê vers 19, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, nou kan ons in die heiligdom ingaan. Hoekom? Hy sê, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Maar as ons na ons tradisie gaan kyk, dan sal ons wurms bly en lê in die voorhof lê en bly smeek en verbeer dit wat ons reeds gekry het. Nie in arrogansie nie. Ek het gelees, jou lewe is afgelê, jy leef nie meer nie, jy het Christus aangeneem, hy is nou jou lewe. Dan kyk wat sê Hebreërs 11 vers 39, dan praat hy van hierdie geloofshelde. Hy sê, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het. Abraham, Isak, hy praat hier van Samuel, hy praat van David, Samson, almal getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie. Hoekom? Vers 40, Hebreërs 11, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Met ander woorde, die volmaaktheid het gekom, die herstel het gekom, die heerlikheid daarna het gekom. So as jy nog saam met daardie mense sit en wag, hulle het dit al verkry en ons kan dit verkry. Mense, dis belangrik dat die oorspronklike probleem is herstel. Die vrou wat haar penning verloor het, die probleem is opgelos die oomblik toe die penning terug is in die beursie waar hy was. Die verlore seun het verlore geraak toe hy uit die pa se huis uit geloop het. Maak nie saak wat hy gedoen het, wat hy nie gedoen het nie, hy was verlore. Hy is teruggevind toe hy terugkom in sy vader se huis, en daar het hy net die natuurlike verloor, hy het nog nie sy geestelike verloor nie. Sy mantel het daar gehang, sy ring het daar gehang, sy skoene het daar gehang. Kom ons kyk na hierdie evangelie. Hy sê dit is die moeite werd om ten volle aangeneem te word, die blye boodskap. Amen.